Pijns ek sê, Here, dit is tog so waar in baie van ons lewens. Sit ek met 2 boodskappe en ek sit met 1 boodskap wat ek vanoggend wil bring. En die Here sê vir my, nee, jy bring hierdie ene. Kom ons sluit ons. Ons Hemelse Vader, vra dat U my sal seën. Die lippe van klei, Here, ek staan in vanmôre, Here, om U woord te verkondig. Dan vra Here dat elkeen sal opskryf vanmôre in hulle hartskool. Dit sal verstaan hulle gedagte in Jesus se wonderlike naam, in die kosbare bloed oor ons in Jesus naam. Amen en amen. Terwyl ek hierdie gedeelte lees uit Handelinge 27, wil ek vir ons enkele verse lees van 9, 10 en 11. En die opskrif sê, so Paulus word na Rome gestuur, die skip breek. En dan gaan vanmôre is die kerngedagte, die titel van hierdie boodskap van vanmôre is, gaan oor, raak ontslae van dit wat jou lewensboot laat sink. Raak ontslae van dit wat jou lewensboot laat sink in hierdie lewe. Maar ons gaan enkele verse lees, Handelinge 27, vers 9, 10 en vers 9 en 10, net daai 2. Hy sê, en omdat 'n geruime tyd verloop en die skeepvaart al gevaarliker geword het, en die vastheid ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees. Nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewens. Net daai 2 verse. Ek kan die verhaal by die huis gaan lees, terwyl hulle hier vir Paulus vat met gevangenisse, en hulle sit hulle op hierdie skip, en hulle is besig om hulle weg te vang. Was hierdie manne op die skip gewees, ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy is op 'n lewensboot, wat ons vat na die eindtyd toe. Ek en jy is op 'n lewensboot, wat ons vat, halleluja, na die eindbestemming toe. En wat is dit? Die dag wanneer die Here Jesus kom, gaan ek en jy dit behaal. Maar ek laat jou weer raak ontslae van dit wat jou lewensboot laat sink, halleluja. En hier Paulus hulle word na Rome gestuur. Hulle het 'n moeilike seil gehad. Hoekom? Want die skip was te swaar geweest. En ek en jy is in 'n lewensboot op pad na die ewige lewe. Ons seil baie keer met moeite. Halleluja. En dan wonder ons hoekom gebeur dit in hierdie lewe met dinge wat met ons gebeur. Ek het so 'n paar aantekeninge gemaak. Hy sê in Handelinge 27 vers 38 sê so mooi, gaan luister. Handelinge 27 vers 38 sê, en nadat hulle, nou praat ek weer hier van Paulus hulle, wat doen hy? Hy kom en hy sê vir hulle, luister manne, dis wat julle, hy waarsku julle, hoor wat sê, en nadat hulle met voedsel versadig was, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring in die see te gooi. Hoe baie van ons laat dit toe dat ons lewensboot sink, omdat ons baie keer hardkoppig is in hierdie lewe. En dan kom ek weer terug, terwyl Paulus 'n godsman, maar hy sit met gevangene op hierdie boot. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie van ons sit in gevangenskap met omstandighede. Die woord van die Here sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte van die lig. En dan sê die woord van die Here, pas op wat hy sê, pas op as die sê, pas op as dit. Maar weet jy, baie kere dan klou ons aan dinge in hierdie lewe wat daarmee vir jou sê sentimentele waarde is. Baie dinge keer jy in hierdie lewe vas en sê, jy weet ek het dit by my oupa of my ouma gekry, of dinge wat jy opgebou sê, wat was baie duur geweest, of jy jou vrou het 'n argument oor 'n ding, jy jou man het 'n argument oor 'n sekere ding, dan sê nee maar ek gaan nou vas, want dit is vir my sentimenteel op dit. Dan kom die woord van die Here en sê, dit is die klein jakkalsies wat die wingerd verwoes. Amen. Die klein jakkalsies wat die wingerd verwoes. En terwyl hierdie manne, en daar was onbekeerde manne gewees wat in die gevangenis was saam met Paulus op hierdie skip, sien Paulus maar luister, hierdie skip is besig om te sink, hierdie skip gaan breek, wie is die vrag wat op hom is? Hoe baie van ek en jy wat vanmôre sit, mens wat buite luister vanmôre, hoe baie in hierdie wêreld, halleluja, se skip is so oorlaai van 'n klomp goed, wat jy nie eens nodig het om saam met jou te laai nie, dan is jou boot besig om te sink. Dis waar. En Paulus kom en sê, luister manne, julle moet mooi luister. Ons moet ons eindbestemming bereik waarna toe ons vaar. Maar ons gaan dit nie haal, as ons nie gaan doen wat die Here van ons verwag nie. En die manne kom en Paulus sê vir luister dat ons het dit klaar en vas gedoen. Ons sal hierdie skip moet ligter maak. Ons sal hierdie skip moet ligter maak. Hy is te swaar gelaai. Dan kom baie keer in die lewe, ek het al met baie mense gepraat, hoe praat hulle? Ja, maar jy weet dit en dit.
Of die man is hardkoppig, of die vrou is hardkoppig. Hulle sien die lewensboot is besig om te sink. Hulle sien omstandighede is besig om 'n gevaar in te gaan. Hierdie lewensboot is besig om skipbreek te ly, maar weet jy tog sal hulle vashou en vashou. Ek het al baie keer in my lewe gesê, hoekom wil jy eers alles verloor en seer kry voordat jy luister? Maar Paulus staan op en hy sê, manne, luister. Hy bid tot die Here, hy sê, Here, halleluja, wat moet ons maak om hierdie skip te 'n sukses te laat seil? En hy sê, maak jou skip ligter. Halleluja. Ek en jy moet die eerste stap neem om dit te begin doen. Om ons lewensboot nie te laat sink nie. Ons moet die eerste stap gee, die eerste tree te sê, Vader, halleluja, want as jy kom by God uit om jou te help. Pas op dat dit wat jy besit, nie dalk jou besit nie. Ons mense is so besig met daaglikse dinge, en ek sê weer vanmôre, pas op, laat dit wat jy besit, laat dit nie jou besit nie. Hoeveel mense bly uit kerk uit weens die goed wat hulle besit, hulle eers moet na kyk en klaarmaak. Hoeveel sondae is die kerkbanke leeg? Die sê nee, wat ek moet nou eers dit doen, want dit is mos belangriker. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy dink dis belangriker, is jy besig sonder dat jy dit weet, dat jou lewensboot begin skipbreek lê. Baie mense raak dan so depress en voel minderwaardig, omdat dit wat in hulle lewensboot dit toelaat, halleluja. Hulle lewensboot is besig om stadig te sink. Ek verstaan nie hoekom val my lewe uit mekaar uit nie. Ek weet nie hoekom gebeur hierdie dinge in my lewe. Ek weet nie waarom nie. Hulle begin depress raak. Hulle val in depressie. Baie mense dink aan selfmoord. Mans en vrouens skei. Hulle gaan uit mekaar uit. Maar weet jy wat? As hulle net die hardkoppigheid gelos het en by God uitgekom het, dan sê Here, ek gaan my boot ligter maak, laat ek by die ewigheid kan uitkom. Amen. Hoe baie mense gaan die ewigheid misloop deurdat hulle lewensboot te vol dinge gelaai is in hierdie lewe. Ek het nie tyd om by God uit te kom nie. Ek het nie tyd om dit te doen nie. Ek het nie tyd om dit te doen. Ek het nie tyd om daar. Ek wil vanmôre vir jou sê, doen alles. Gee jou lewe vir God. Gee jou en hy gaan jou wysheid gee hoe om jou lewensbootjie, halleluja, ligter te maak. Gee dit wat die Here wil hê van jou, verwag vir hom. Amen. Ag, jy weet ek het die tyd nie. En dan my dink aan 'n klein seentjie wat 'n jaar wat 'n verhaal was terwyl hulle besig is om kollekte op te neem. Nou jare terug in die kerk het hulle mos daai ronde houtbordjies gehad. Baie van ons sal onthou. En hulle stuur die houtbordjies stuur hulle so om. En hy kom by so jong seentjie en hy sien nie die houtbordjie vol geld lê. En hy gaan staan so voor op die pad en hy kyk so vir die gehoor vir die mense. Hy sê vir die pastoor, hy sê pastoor. Hy sê laat my toe net om iets te sê. Hy sê dis reg. Hy sê weet jy wat dit wat God vir my beteken en wat die Here vir my doen en vir my as kind, halleluja, is soveel meer werd. Ek het nie daai geld om in die bordjie te klim nie. En hy vat daai bordjie en hy gaan sit hom op die grond neer en hy klim binne in daai bordjie. Dit het tyd geword dat ons vir hom sê, Here, my lewensboot onbewuslik is besig om te sink. Weens goed wat in my lewe is, wat dit nou moet wees nie. Die woord van die Here sê nog voordat jy vra, weet hy wat jy nodig het. Amen. Die Here sal vir jou gee. Daar's niks fout om 'n dubbel verdieping te hê. Daar's niks fout om 'n Rolls-Royce of 'n masjiene of 'n mooi, daar's niks fout om 'n terrein. Die Here sê ek het gekom dat jy 'n oorvloed kan hê. Ek het gekom, maar daar's niks fout daarmee nie. Maar baie mense, halleluja, gebruik dit wat hulle besit. Dan besit dit hulle besit hulle dan. Hulle is so besig. Hulle is so besig, as jy gaan lees, die bruilofsmaal het al baie daai gedeelte gelees, waar die koning sê, gaan en nooi die mense in die strate, hy kom terug, o Heer, sê vir die Heer, ek het 'n stuk grond gekoop, ek moet hom gaan bewerk, sê vir hom, ek het 5 osse gekoop om dit, ek moet dit, jy weet, ek het 'n vrou getrou, en ek moet met haar saam met haar gaan, almal het elke keer sulke verskoning, maar weet jy, elke keer wanneer jy so verskoning het, halleluja, sonder dat jy daar agterkom, as jou boot besig om met die skipbreek te ry, daai kraak binne in jou lewensboot, gaan al groter. Dan kom dit op 'n punt wat mense uit mekaar uitskeer. Dit kom op 'n punt dat 'n huisgesin verwoes is. Kinders is verwoes, halleluja. Die kinders kry die seerse, halleluja, altyd in 'n lewensboot wat gebreek word.
Maar die woord van die Here het gekom en sê, jy as hoof van die huis, man en vrou, staan by my, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Daar is soveel mense wat vandag so diep in depressie wees as gevolg van hulle lewensboot wat tevore, wat nie eens meer hulle voet in 'n kerk sit nie. Mense wat nie eens meer die stem van die Here ken nie, wat sê, ek gaan maar Sondagmôre hier voor die televisie sit en ek gaan godsdienst luister. Daar is die fout nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie dieselfde as wat hier binne sit nie. Amen. Wil jy dit so gemaklik hê, met 'n rok en chair hemel toe gaan? Wil jy dit so gemaklik hê? Die Here toets ons gehoorsaamheid, wat hy gesê het, moenie so sommiges versuim om op te gaan na die huis van die Here nie. Hy sê, staan vas my kind, staan vas, nader tot my, en ek sal tot jou nader. En terwyl Paulus op hierdie boot is, sê, Here, maar ek is die kind, ek kan nie saam met hierdie gevangene ook sterwe nie. En God praat met hom en hy sê vir hom hulle hierso, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees. En hierdie was vir my baie mooi woorde. Nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar vir jou lewe. Ek wil vanmôre vir sê, God het elke siel lief wat hierso sit. Die wêreld se dinge kan maar vergaan. Die dag wanneer die Here Jesus kom, gaan in elk geval alles agterbly. Maar daar's een ding wat nooit sal kan agterbly in hierdie lewe nie, en dis jou siel. Waarna toe gaan hy? Waarna toe is jy besig met jou vrou, met jou man, met jou kinders se siele? Waartoe is jy besig om te sy? Na die eindbestemming toe. En wil ek vanmôre vir jou sê, al hoe jy dit gaan bereid het, down on my knee. Op jou knieë sal jy dit vind, aan die voete van die Here. Halleluja, gaan jou lewensboot veilig in hierdie oseaan, want daar vir jou skiet donker om jou lyf, gaan hy vaar. En die dag wanneer hy die blou lig skeer, dan is hy nog steeds op in die oseaan. Hy lê nie onder op die bodem nie. Hy het nie gesink nie. Maar hoeveel mense is hardkoppig in vandag se tyd om te sê, luister, maar dit en dit. Ja, maar jy weet, die Here het my gesê, ek moet daarna kyk. Ek wil vanmôre vir jou sê, die duiwel is baie slim. Hy doen homself as voor as 'n engel van die lig. Wat het die duiwel gedoen? Toe Job gekom het, hy self, wat het hy gesteel van God in die lig uit? 'n weerligstraal. Hy's 'n skelm, hy's 'n dief. Hy kom en hy vat 'n weerligstraal om haar te slaan. Hy steel God se goed. Hy kom voor, hy versoek die Here Jesus 3 keer. Wat hy die Here versoek, hoeveel te meer ek en jy? Die seun van God, hy het so min respek vir die Here, dat hy die Here Jesus versoek. En die Here Jesus elke keer sê, maar daar staan geskryf, nie van brood alleen nie. Daar staan geskryf, nie as die jakkals sit, hulle het gate en goed om in te gaan, maar die seun van God het net sy kop, kus om sy hoof op te, daar staan geskryf. Hoeveel van ek en jy kan vanmôre werklik opstaan, wanneer die lewe ontslag, of mense, of die duiwel in jou lewensboot, want ek sê, duiwel, daar staan geskryf, wyk jou Satan. Met die autoriteit wat God van my en jou gee, kan ons dit weerstaan. Ons kan die werke van Satan bestraf. Ons kan dit bind vanmôre en sê in Jesus naam. Maar jy vaar in hierdie lewensboot vir jare en jare. As Paulus nie wakker gestaan het en onmiddellik gebid en gevra, Here, wat moet ons maak nie? Beloof het hulle gesink. Daar's soveel mense wat soveel jare wag en wag en wag. Ek wil vanmôre vir julle sê, geliefdes, verstaan my baie mooi vanmôre. Daar's niks fout om God te vra vir leiding en goed nie. Daar's niks verkeerd om die Here te vra vir 'n deurbraak nie. Maar weet jy wat, die Here het vir my en jou 'n gesonde verstand gegee om ook te kan dink hoe ons lewensboot moet hanteer. Hoor vanmôre, mense wat met soveel goed eintlik baie keer dan gesê, weet jy, mense mors partykeer ek dink die Here se tyd. Want hulle hou aan nek en weet jy wat sê die woord van God? Hy sê, wees jou geneigtheid, sal ek jou die begeerte van jou hart gee. Maar moenie by my kom huil as daar iets gebeur nie. Dit staan in die woord van die Here. Hy sê moenie. Die mens en die Here het vir ons 'n gesonde verstand sê. Nou lees ek in die Bybel sê dat ons sal op die leeu ons sal op die aarde trap en hy gaan ons nie pik nie. Nou hier kom ek nou by die dieretuin nie. Jesus het in sy woord gesê ons sal op die aarde pik en hy trap en hy gaan my nie pik nie. Nou gaan speel ek in die dieretuin, gaan speel ek in 'n slamhok. Hier pik hy my, dan sê o man, liewe Jesus het so gesê. Dan sê die woord van die Here, moet die dwaas nie in sy sotheid beantwoord nie. 'n Mens moet gaan kyk daar. Die Here gee jou gesonde verstand om te sê, luister, my kind,
ek het vir jou die moontlike, doen jy die moontlike, ek sal vir jou die onmoontlike doen. Gee jy die eerste tree, en ek sal die tweede en die derde tree saam met jou gee. Gaan sit baie keer, sister, halleluja, ek het maar herinner al baie keer, halleluja, het ek en sy al gestok, sê ek van lief, jare gelede, dan sê ek van, weet jy die Here het ons al 34 jaar, wat ek en sy bid, wat ons baie kere vas en dan sê, Here, hierdie lewensboot, laat hy nie sink nie, Here, laat my kinders se lewensboot nie sink nie, halleluja, Here, laat dit op daai nie sink nie, en we vanmorgen sê, dan gesit sy, ek en sy en sê, maar kom ons kyk, is daar iets wat nou besig is, wat nie reg is in ons lewe, wat toelaat waar ons staan nie, kom ons raak ons sla daarvan, kom ons vergeet daarvan, en vanmorgen vir sê, ek vat altyd 'n voorbeeld, vir my die lekkerste is 'n lekker stuk steak, of 'n tiebe, maak nie saak nie. Maar as die Here môre na my toe moet kom en sê, vry, as jy die ewigheid wil beerwe, moet jy ophou dit eet. Beloof jy, ek sal ek dit doen. Die Here staan en vat 'n voorbeeld. Al is dit hoe lekker. Omdat ons is tydelik op die aarde, ons ewige lewe lê voor, en ons lewensboot staan nie stil nie. Elke sekond wat van daai horlosie is ons lewensboot 'n sekond vorentoe. Maar dan wil ek jou vanmôre vra, jou lewensboot, hoe lyk hy vanmôre? Is hy nie besig om skipbreek te lei nie? Is daar nie krakies in jou lewensboot die voel, Here, ek kan nie meer nie. Here, ek kan nie meer hier staan nie, ek kan nie meer op hierdie weg gaan, ek sal 'n ander koers moet ingaan. Ek gaan bewaar die teenwoordigheid van die Here waar ek sal, ek vra jou weer vanmôre, hoe lyk jou lewensboot? En in die tyd geword sê, Here, kyk hoe lyk ons wêreld. En in die tyd geword om bietjie jou lewensboot ligter te maak en te sê, dit is hoe ek kan hanteer, dis hoe ek kan maak, dis hoe ek kan maak. Die jare en 9 maande wat ek by die huis is, toe ek verlede jaar, maar my groot ongeluk is wat baie van julle weet, toe ek verlede jaar hier kon getuig het ek maar vir 9 maande wat die Here ons op dra. Hoekom? Want ons het ons las, dit wat ons gesien het, dat ons lewensboot kan sing, het ons ontslaag geraak. Ja. Net die nodige wat van my en haar aan die gang hou. En die gebede van my kinders, die gebede van my kleinkinders, dis vir my goed genoeg. Weet jy, wanneer jy jonk is, ek weet waarvan ek praat, wanneer jy jonk is, dan sê jy wil dit en dit bereik, jy wil daai en daai bereik, jy wil so en so, maar dat is niks van daarmee. Maar weet jy, wanneer jy ouer geword het, dan sê liewe Jesus, dit wat ek het is genoeg. Hou my net vast, dat ek die beloofde land kan ingaan. Ek stel nie belang om te sê, ek wil dit nog bereik en dit bereik. Weet jy wat wil ek bereik? Die goue krone wat ons gaan dra, die woord van die Here sê, die krone wat ek vir jou gaan gee. Maar ek wil vanmôre vir jou vra, gaan jy by jou krone uitkom, as jou lewensboot besig is om te sink? En weet jy wat, baie van ons laat dit self toe, dan is dit nie die Here nie. Ek het al manne gehoor wat vir my sê, dan sê hulle vir my, jy seker die Here se blue eye. Sê ek, nee. Sê ek, hoekom sê jy, sê, maar kyk hoe gaan dit in my lewe, maar weet jy, as ek so 'n bietjie met hom gaan kuier, en ek luister, dan sien ek maar hoe gaan dit so in hulle lewens. Dan sien ek maar hoekom en waarom, en weet jy wat, ongelukkig kry jy baie as jy vir hulle raad gee, dan sal hulle nog eie wys ook. Met 'n sekere man wat ek al die hele tyd, die afgelope paar maande deel met hom praat, nee, maar jy weet so en so, jy weet so en so. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit het tyd geword. Die koms van die Here is naby. Nie wat mense sê, nie wat nie is die seun van God weet nie. Sy lewe kan nou vir my en jou hier by wees. Sy lewe kan nou vir jou kom, vir jou kom nou. Jy kan in die kerk sit en dan kan iets gebeur. 'n pastoorsvriend van my jare terug daarso in die Noordwes. Hy het 'n baie groot kind van die Here gewees. Hy het altyd gesê, Here, die dag wanneer ek sterwe, wil ek jy moet my kom haal wanneer ek agter die kansel staan. En ek wil vir julle sê, dit het presies so gebeur. Hy het 'n baie groot kerk het in Rustenburg gebou, wat 'n paar duisend mense vat. En weet jy, daar besig en terwyl hy preek, kry hy hartaanval. Daar was sulke foute self, maar weet jy wat? Dit was in die huis van die Here. Amen. Weet jy, ek wil vanmôre vir jou vra. Weet jy wat se voorreg sal dit kan dit wees? As die Here hier is, as jy jou lewe op asem moet uitblaas, en jy gaan so in die hande van die Here in. Amen. Weet jy hoe wonderlik is dit? Dit laat my altyd dink wat ek van baie al getuig het, waar ons huisbesoek gedoen. My skoonpa was 'n wonderlike mens, was een van die grootste profete.
Ek praat van profete. Ek praat nie van mense wat uitwis hoe jou lewe is of by ander hoor en dan vir jou kom sê so en so. Ek praat van profete, jy ken nie daai mens, net God ken daai persoon. Jy weet, hy was 'n groot profeet gewees. En ek sal nooit in my lewe vergeet nie, as ek nie maar herinner so daai jare, jy weet ons, jy's jong, jy's onkundig, jy's sommer de mekaar, om het so te sê. Jy gaat nie wysheid nie. Dan begin jy goed doen, of jy's jaloers op haar, of sy's jaloers op my, of ek het 'n jaloerse ou kyk waar, dan moet ek ons nou vir hom sê, hoor ek sal nou so maak. Of ek sê, hoor ek sal so maak, los my kind, hoor ek gaan so en so maak. Omdat jy doen dit mos. En dan kry sy skaam of sy. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy het al baie keer van so pastoor Willie Botha daai boek geskryf het. Wanneer jy trou, as jy my poplap, en wanneer jy getroud is, as jy my skroplap. En die preek wat ek wou gebring het vandag was oor mans gewees, maar dan gaan ek bring as ek terugkom. Ek wil vanmôre vir sê, baie mense moet versigtig, baie van die mans moet versigtig wees met dit. As jy trou, is dit jou poplap, maar met jare wat loop, dan is dit jou skroplap. Dit werk nie so nie. En weet jy, dan bel my skoonpa my, ek het Appie met ek geloop, daar in postkantoor in Silverton, ek is 'n color printer, ek doen alle binding, alle boeke, alle posters wat ek kan doen, alle preferensienommers, alle, ek het die GTO 1 wat ek gedoen, dis my ambag wat ek geloop het, en weet jy wat, as so lang gaan, dan lei daai telefoon op Vrydagmiddag, dan sê ek, my vriend, is jou pa, dan worry ek al klaar. Dan tel ek op, dan sê ek van pa, wat, dan sê ek, soek jou vanaand in die kamer. Ons het in Pretoria gebly, in Kempton Park gebly, en bel ek aan, sê van hier, jy moet klaar maak, want ons het Vrydagmiddag 1 uur gechaila, die week het ons so 1 uur voor die tyd gewerk, om Vrydagmiddag, dan klim ons in my ou bakkie, ek het nog so ou 1200 Toyota bakkie gehad, alles was staal nog gewees, die dashboard was staal, alles was staal gewees, en dan jy weet, dan sit ek in die bakkie, ek lyk so op, en dan sit ek, en dan gaan ons hier af, en weet jy wat ek daar by my skoon, my pa se huis, skoonpa se huis stop, hy het 'n lang gang gehad, dan sien ek net hy loer so die, dan sy so vir my kyk, en maak hy net so, dan sê ek van, kuier maar by ma, ek sê jou nou. Dan stap ek in die gang af, as ek in die kamer kom. Mense is bang, werklik, waar is ware profete vandag? Dis waar. Dus ek kom baie sy huwelike sing, te sing, om die ware aanbidder. Die woord van God sê, die gebed van die ware aanbidder dra groot krag. Dan kom hy en dan sê hy vir my vriend, hierso, dan borstel hy, dan het hy 40 dae vasting gehad. Dan worstel hy, wanneer daar is, het jy eendag gevas. Sê, Here, ek gaan bietjie by bond, ek wil bietjie nader aan u kom. Wanneer laas het jy dit gedoen? En weet jy waar ek kom en dan vet hy by jy aan my kop. Ek het altyd gesorg as ek so toe gaan dat my hare kort geskeer is. Want hy vryf my, dan sê ek dat dit nie so seer is. My manne verstaan. Dis dalk miskien ou manne wat dis vrouens wat dit ken. Dis nie meer daar vandag nie, dit het weggegaan. Maar weet jy, dis sulke dinge wat my op my knie gehou het. Dan sê my vriend, die Here roep jou vir die bediening eendag. Binnekom, kom bely. Wat het jy aan middag gedoen? Wat het jy aan die kinders gedoen? Wat het jy by die mense wat jy ou by die werk aan hom gedoen? Dan kan ek nie sê, ja, maar pa, jy weet, hy broer, daar was 'n ouetjie gewees wat altyd ons brood gesteel het. En dan weet jy, almal ken hierdie entercat wat bly, hierdie klein messies, en jy kan hom so stukkies afbreek, en word hy mos skerp dan. Nou steel hy elke keer die brood. En die manne besluit, ek gaan sy laaste keer wees, en dan is lekker mama uit op die brood, die bobberrol, nie man bobberrol. Ek baie lief vir hom. En van hy bly, en druk so stukkie, en sit hom op die brood, en een dag kom die ouetjie, en hy steel weer die brood, en toe hy so byt. Dus dit sy laaste steel. En sê, hoe het jy dit gedoen? Het is nie 'n kind van God wat ek moet doen. Die woord van die Here sê, sagte antwoord keer die grimmigheid af. Amen. Die sagte antwoord, wat is die vrug van die Amen. Moenie die haat deeltyd aan. Moenie negatief vertrou. Moenie sê ek sou jou wys wat hulle sê. Liewe Jesus seën. Miskien het hy nooit kos by die huis gehad. Maar ons is as jong man, ons dink ons is nou vreeslik cool en oulik. Ek het al baie keer minder gesê, as ek die verstand en die wysheid gehad het, dat ek vandag had in daai tyd. So ek nooit die pad geloop het wat ek geloop het. Maar dank God, ek het my ore oopgemaak. Daar was 'n tyd gewees, en van my sit vir ons sagte musiek sal speel. Daar was tyd gewees wat ek gaan sit het. Dat ek vir my so binne in 'n spieël kyk. Toe ek baie jonger was, toe ons getroud was, ek baie kwaai gewees, omdat ek 'n moeilike lewe in my lewe gehad het. Ek het moeilike omstandighede gehad. Op 14-jarige ouderdom nog voor skool moet ek al 4 uur in die môre begin werk, en dan ry ek met 'n bicycle en begin 'n koerante aflewer. Ek het by my ouma vir 'n ruk gebly, omstandighede was moeilik gewees. Ek het hard groot geword. Dit was nie maklik in my lewe nie. En die
dag toe ek haar ontmoet, toe sien ek die heel teenoorgestelde van liefde wat dit is. En om dit te beskerm het ek verkeerd opgetree. En vir vanmôre vir jou sê, God help jou. Die dag gekom wat ek sê, Here, sorry. Want tree ek verkeerd op teenoor haar. As net vrou, ook 'n hart. Dan maak ek hierdie sterk man. God se oë bestaan nou nie so iets nie. Dis die Heilige Gees wat sterk is binne jou. Die krag van God. Dan bely ek. Sê sorry daarvoor. Dan het een Sondag toe gaan sag, een dag toe gaan sit ek so voor die spieël. Ek sê vir myself, vriend, hoekom wil jy jou kinders en jou vrou verloor? Deur jou hardkoppigheid. Die woord van die Here sê, Brian dan nog sê, kom net soos wat jy is. Amen. Daar is nie te groot sonde by God nie. En ek gaan sit voor hy speel en ek praat myself, sê, vriend, jy wat daar sit, hoekom wil jy dit doen? Waarmee is jy besig? God het jou vrou gegee, pragtig met kinders. En dadelik stil gaan sê, ek sê, Vader, vergewe my. Wys vir my, wat is in my lewensboot, wat besig is dat ons moet sink. Ek sal daarvan ontslaag raak. En in daai nag, toe wys die Here vir my in 'n droom waar ek is. Ek het vir van die mense vertel, terwyl ek kruisbesoek gedoen het. Ek het by my oupa was in die Tweede Wêreldoorlog, en hulle het op 'n vliegtuig afgekom wat die Engelse afgeskiet het. En hulle het losgebreek uit die kampe waar hulle gevangenes gehou, die skoene gehad, hulle vat die vliegtuig pilot so 'n maatjie, en hy maak vir hom plakkies. En baie van ons ou manne wat in die weermag, en ken jy ou 303 met die lang baie net en die kort baie net. En hulle kry dit. En jy weet, baie van die ou mense is wel, die sentimentele waarde is erf, sê maar erf. En die Here wys my daai nag, hoekom is my lewe so uitmekaar uitgeval? Die Here wys my in die droom, en ek het 'n baie net wat ek by my oom hulle, wat ek by hom geërf het. En die Here sê vir my kind, met hoeveel wraak is daai baie net mense doodgemaak? Hoeveel bloed is op daai baie net? Dis 'n mag van wreedaardige, van aggressie, van geweld, wat jy in jou huis in gebring het. En ek gaan staan op die Vaalrivier se brug, ek sal nooit vergeet nie. En ek vat daai baie net en ek gooi hom so deur die lug. En ek hom so deur die lug gooi, en val alles so van my schouders af. En ek sê, Here, dankie. Ek wou alles met die hande reggemaak. As ek nie kon, het ek ouens gekry om te help. As ek nie dit iets kon gedoen, moet ek besluit om iets te doen. Die Here tel my daarop. Die Here het ons deurgedra. Vir 40 jaar doen ek die bediening. Ons het oor die 3000 kerke oor hierdie land bedien al. Maar ek wil vanmôre vir jou hiermee afsluit. Om te vra, wat is in jou lewensboot wat toelaat dat jy sink en nie vorentoe gaan? Jy sit en sê, ek verstaan nie hierdie dinge in hierdie lewe nie. Kyk hoe oud is ek word ouer, ek het nog niks bereik nie. Maar wat is in jou lewensboot wat dit toelaat? Daar was jare tye gewees dat ek en Marie wat ons ry. Dat ek net jaar sonder werk is en dan gaan ek en sê, maak ons mense se tuine skoon. Ek leer my oom se bakkie, dan vat ek ou geboue wat agter staan, kap ek en sê met ons hande, met hamers kap ons stukken. Dan kom ek hier aan en sê die ou vir my, ag sorry, ek het nie nou meer geld nie, maar hier is veel R30 loop. Dan te kinders, dan koop ek hotdogs, sê die ou bans, dan deel ek het so in 3-4 dat ons net moet eet. Maar ek het by God gestaan. Baie keer dink die mense, maar kyk, waar sit ek? Maar weet jy, as ek my ore so oopgemaak het, Sondag, dan weet jy wat, ek het my pak slaag gevat. Maar ek het opgestaan en gesê, dit wat my lewensboot daai jare begin sink het, ek gaan dit uit my lewe uitkry. Amen. Vandag kan ek sê, ek en man in ons huisgesin is 'n liefdevolle klip. Al ons kinders bly by ons in 'n jaar, in een bly by mekaar. Ons sê nou net laas, maar in 1 jaar. Toe ek die dag aan Gaasbaai gaan en hulle is nog hier so in die Vrystaat en die ander Ries by die myn. Toe sê ek van pa gaan bly want ons het alles verloor, maar ek het daar, het hulle my beroep.
Toe ek hoor, toe bedank al die kinders, hulle sê nie, ons trek waar pa is, ons bly nie sonder julle. Hoeveel kinders kan vandag sê, ek kan onder my pa se vlerk en my ba se vlerk gestaan. Al is hulle groot manne vandag. My oudste seun almal is groot mense. My skoonseun groot manne wat al 34. Ander dag sê my skoon 1 of 2 dae sy 40. Maar hy bly nog steeds my kind. Al is ek 90 en hy 70, dan is hy 'n kind. Hy bly nog steeds my kind. Om vir hom te bid. Om vir hom te doen. Maar daar was een tyd en dan meer afsluit, want ek een tyd te roep ek hulle almal in. Vir my kinders anders, toe sê ek vir hulle, pa wil vandag vir by julle bely. Wat ek verkeerd gedoen het teenoor julle. Vergewe my. Ek was stupid. Ek het nie geweet wat ek doen. Vergewe my. En ons het hande gevat. Sy kom. Die dag as die Here my kom haal, sal ek weet dat dit reg. Ek is nie pas aan ons. Ja, dat my kinders ook gesê, eendag as my pad ongeluk vir ons uitbetaal, is dit vir julle. Omdat ek daai gangstad wil hê. My 3 kinders wat by vooruit is en my klein kind wil ek weer sien. Ek sal daarvan. Want die woord van die Here soos om mekaar ken, soos ons geken het. As jy vanmôre iemand voel wat voel ek vir jou bid of vir jou salf, dan gaan ek net vinnig jou salf. Jy sê, Here, ek wil my lewensboot reg kry, maar weet jy hoe nie. Openbaar dit aan my. Van ons wat hier sit is klaar geseën, is reg. Dan niks fout is met jou lewensboot, die prys die Here daarvoor, maar waak en bid. Soos nog nooit van tevore nie. En dadelik bely gesê, Here Jesus, my kinders vergewe my. Ek was maar net onkundig. En ek dank die Here dat hy my gespaar het tot vandag toe. Dat hy my gespaar het om die geleentheid te gehad het in my lewe om reg te kon gemaak het met my kinders. Ja. Met familie, groot familie. En almal voor ek nou lewe is vir my gesin. In die dag wanneer die Here my gaan kom haal. En vir die werk van die Here. Ons het lief geword vir julle almal wat hier sit. Dis baie vanmôre wat nie is nie. Ons het hier ver oor die 25 huisbesoeke gedoen in hierdie 4 weke. Party dadelik 3 huisbesoeke gedoen. Ek weet jy so 1, 2, 3, ek het hulle almal getel, ek het nie verkeerd nie. Halleluja, by wie ons nog moet uitkom. Ek wil vanmôre vir jou vra, as daar iemand is wat vanmôre hier wil kom staan, dan gaan jou salf. Sê, Abba Vader, ek wil my lewensboot reg kry. Gaan ek vir jou bid, gaan ek geleentheid gee om hier voor te kom staan. Dit is jou keuse, jou besluite. As jy nie wil kom staan, sal ek nog steeds vir jou bid. Gaan en bepeins hierdie lewe om te sê, Abba Vader, ek het U lief. Kom ons sluit ons oë terwyl ons so sit. As daar iemand is, gee jou die geleentheid.